Hallo julle, hallo almal. Hallo hallo julle, hoe gaan dit? Goeienaand. Wat bonjani. Ek hoop julle almal het 'n wonderlike dag sover gehad. Kom ons sit net so. Daar waar julle is, word rustig.
Dankie Jesus. Dankie dat U altyd teenwoordig is. Dankie dat U nie net 'n naam is wat ons kan uitskree nie, maar dat dit is waaraan ons kan vashou. Dankie Here Jesus dat ons elke dag loop met die wete dat daar was 'n man op hierdie aarde wat gedink het ons is goed genoeg. Here, en ek bid dat vanaand wanneer ons verder gaan in U woord, dat ons meer van U sal leer en meer van U hart sal leer. Here, ons loof en ons prys U vir alles wat U vir ons doen. Here, maar ek vra waar ek net 'n lyf is, ek is net 'n liggaam, ek is bloed, ek is vleis. Bid ek dat U my oop sal maak, dat die Heilige Gees deur my sal werk. En dat elke persoon wat hier inkom, wat dalk nog nie van U gehoor het nie, dat hulle met U 'n aanraking sal hê en dat U Heilige Gees saam met hulle sal wees. Baie dankie Here dat ons op U kan vertrou en ek loof en ek prys U vir wat U gaan doen vanaand. En al hierdie dinge bid ons in U naam alleen, Jesus. Amen. Hallo julle, goeienaand almal. Is die klank reg? Is alles reg? Ek wil net kan almal my mooi hoor. Ek kan nie myself mooi hoor nie. Daar begin dit nou. Hallo Caitlin. Goeienaand Shamaine. Alright. Hoe like julle ons agtergrond? Ons is in die kerk. Ek wou 'n bietjie anders te wees vanaand. Ons is in die kerk vanaand. En dit is nogal ironies, want vanaand gaan ons praat oor die kerk. Kom ons begin. Soos julle sien hierbo, staan Johannes 2 vers 13 tot 22. Hallo Pieter. En kom ek lees dit vir julle. Is my klank reg met die klink dit reg? Net sharp as dit reg is? Okay. So Johannes 2 vers 13 tot 22 is die reiniging van die tempel. Die Paasfees van die Jode was naby en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag. Ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duwe verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Moenie die huis van my Vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe het sy disippels daaraan gedink, dat daar geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom opbring. Die Jode sê toe, 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Eerste ding, 'n disclaimer vir vanaand. Ek mag dalk iets sê wat vir jou dat dalk offensive gaan wees, want hierdie is 'n moeilike deel. En ons het juis vandag in 'n gesprek was ons oor geld en kerk en al daai dinge. So as ek iets sê wat dalk vir jou offensive voel of wat vir jou voel is nie hoe jy saamstem nie, dis okay. Jy mag so voel. Ons almal is geregtig op ons opinies en is goed as ons bly vra. En moenie net my woord daarvoor vat nie, gaan lees die Bybel vir jouself. Elke ene praat die Here mee anderste. So as jy met my verskil, gaan lees die Bybel. Gaan lees hom vir jouself. Gaan lees Johannes 2 vers 13 vers 22. Dis hoekom ek daar bo sit, sodat jy dit kan self lees. Ek gaan nou eers bietjie sidetrack.
ons is baie vinnig om net te glo wat mense sê. En ons hang aan lippe van pastore en ons hang aan lippe van wie ook al vir jou boodskap bring. En soms vergeet ons dat baie dinge wat ons sê is ons eie visie oor wat die Bybel sê, en dis hoekom ek altyd julle sal aanraai, gaan lees dit vir jouself. Ek is hier om vir jou iets te vertel, maar jy kan net self groei as jy self gaan ondersoek instel. Toe jou pa vir jou gesê het 1 minus 1 is rugbypale, toe jy eers jou juffrou gaan vra en jou juffrou het gesê jou pa is mal, dis 0. Okay? Dieselfde hierso. As jy nie saamstem nie, gaan doen jou studie en stuur vir my 'n boodskap en ons praat daaroor. Okay, so die reiniging van die tempel. Dit was die Paasfees van die Jode wat naby was. Okay, en dit het ons nou Jesus het ook so toe gegaan. En ons moet eintlik hier klem lê of verstaan dat hier wat ons lees beskryf nie eintlik die woede wat Jesus gehad het nie. Hy was kwaad. Jy moet regtig kwaad wees om uit riempies uit 'n sweep te maak en regtig mense net begin links en regs slaan. Okay, het hulle nie geslaan nie, maar het hulle skrik gemaak. En dan nog tafels om te gooi ook. Dis nie net iemand wat ingestap het en rondgekyk het. Hy het regtig dit verloor, maar wat ons moet verstaan is, dis nie 'n hier meer verloor soos wat ons hier meer verloor waar ons baie keer iets stikkends laat of iets want ons is kwaad nie. Nee, hierdie was 'n hier meer verloor, of nie 'n hier meer verloor nie, dit was meer 'n seer kry vir sy pa, vir God. Dit was daai van, hoe durf julle hierdie, en ek dink ons was al op sulke, om 'n voorbeeld te vat, jou pa sterf, en in sy goedjies is daar dalk 'n oorlosie. En iemand anders te vat net die oorlosie, en dit is eintlik joune. Jy moes hom kry, jy het al jare lank, weet jy dat as iets met jou pa gebeur, is daai oorlosie joune. En ewe skielik vat hulle dit, en 'n week of 2 later kom jy daar, en die oorlosie lê net daar hy's nie eers mooi weggesit nie, hy lê net daar. Dis daai gevoel van, hoe durf jy iets wat eintlik waardevol is vir my, so seer maak. Dis eintlik wat Jesus op hierdie oomblik was. Soos, hoe kan julle hierdie aan die tempel doen? Hoe? Hierdie is 'n plek van God se presence, en julle maak dit 'n markplein. En ek dink ons ek is heeltemal sidetrack nou. Ek dink ons verstaan dit heeltemal nie reg nie. Want daar is baie wat ek al gehoor het, en ek stem ook nie saam nie, waar hulle sê, gee die goed verniet weg by die kerk. Weet, soos geef hulle verniet koffie, geef hulle verniet, want anders dan maak jy 'n markplein van die kerk. Okay, kom ons sit gou dit op sy. Dinge moet gebeur. As jy wil verniet koffie hê, moet daar geld wees om dit te doen. So, dis iets wat heeltemal, dis nie eers binne die kerk nie, dis buitekant gewoonlik, by onder 'n afdak of wat ook al, verkoop hulle dit sodat dis iets lekkers. Hoekom doen kerke dit? Hoekom maak hulle dit oop dat ons koffie drink saam na die tyd? Dis nie om geld te maak nie, dis om fellowship te bou. Dit gaan eintlik nie oor die koffie nie, dit gaan meer oor daai tyd saam spandeer, want meeste mense spring in hulle kar en hulle ry. Maar wanneer jy daar sit en jy kuier, jy begin hallo, en jy begin hulle mekaar leer ken, dis dan wanneer, jy weet, dan gee kerke dit verniet, maar dit moet gebeur. Ek kyk Pastor Philip van 2819, hy was verskriklik aangeval oor dat hy uitgegaan het op toer om die woord te verkondig. Hy noem dit die podcast tour, en hy het nie gevoel, hy moet dit uit sy sak uitvind nie, so hy het $60 gevra vir 'n kaartjie, en daar was duisende mense wat kom kyk het. Toe word hy aangeval deur mens, en te sê, hoe durf jy as 'n pastoor geld vra vir so iets, om mense te vertel van hierdie, en dit was net, hy het dit so mooi hanteer, wat hy gesê het dat,
Ons besef dat dinge moet gebeur. En ek dink, ons moet nie dink aan hierdie as ons daaraan dink nie. Hierdie is letterlik binnekant die tempel gewees. Binnekant. Reg binne in die tempel waar hulle besig was om hierdie goed te, waar jy veronderstel is om te bid en in worship in te gaan, was hulle besig om dit te doen. En nou, kom ons on track, okay. Kom ons kan on track. Julle weet, altyd ek sê as ek notas het, is dit vir my belangrik. Okay. My punt nommer 1 waarby ek wil kom is, wanneer aanbidding 'n besigheid word. En ek dink ek gaan hier nogal pak slaag kry, en ek het myself voorberei daarvoor, so ek dink nogal ek is bietjie okay met dit vir nou. Ons as kerk, en wat is wie's kerk? Kerk is ons. Ons is die kerk, jy, ek, ons almal, mens is kerk. Ons het so begin gefokus raak op programme. Jy weet, soos daar's dit en dit en dit en dit by die kerk aan, maar ons is gefokus om die program te laat werk, in plaas van om die mense wat by die program opdaag, te wys na Jesus toe. Alles wat ons doen, everything, die manier hoe jy loop, moet alles wys na Jesus. As ons programme vol maak, ongelukkig, kopie's mense van netwerk wat vir my kykie, as julle kyk, dis die waarheid. Hulle is so gefokus om getalle in te lees in hulle data, want dit lyk goed op papier, dat, kyk, ons kerk klim, maar hoeveel van daai wat actually opdaag, kry 'n ervaring, of 'n geleentheid om Jesus te ontmoet. Ons is meer gefokus om geld in te vorder as op die mens. En hier waar ek nou is, het ek dit gesien. Ons het hierdie laaste ruk verskriklik church hopping gedoen, en ek is nie iemand wat, ek kan nie, ek weet nie hoe gaan ek dit doen wanneer ek my gemeente het nie, om te vra vir geld nie. Eintlik voel ek, jy is nie veronderstel om te vra nie. Dit is in ons ingebore om te moet gee. Met 'n oop hart moet ons kan gee, sonder om iets terug te verwag. Wanneer ons iets terugkry van die Here af, is dit 'n blessing. Maar die Bybel sê dat ons moet vrywillig met 'n hoe sê ek dit dan mooi in Afrikaans, met 'n happy heart moet ons dit kan gee. Wanneer as jy dit gee en in jou hart sit soos, ek kon eerder dit en dit en dit en dit gekoop het. Dis nie 'n happy heart nie. Jy gee dit nie met 'n vrygewige hart nie. So ons is meer gefokus op die geld as op die mens. And if you love God, then you have to love people and mens. Okay. Ons worry meer oor hoe lyk die kerk binne. Kyk hoe mooi lyk ons kerk vanaand binne. Maar ons is meer gefokus op dit. So dit moet die beste praise and worship wees. Dit moet die beste beligting wees. As ek instap, moet ek die atmosfeer voel. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor, weet jy, dit maak my so kwaad. Ek so lank 'n worship leader gewees. Dit het my so kwaad gemaak na die tyd. As iemand na jy toe kom en hy sê, jy weet, ek kon nou nie lekker worship nie, want ek hou nie van daai liedjie nie. Die liedjie is nie vir jou nie. Die liedjie is vir God. Ons worship the one who created us. Dit gaan nie oor jou, jy kom soontoe, maar dit gaan nie oor jou nie. Jy is daar, want binne jou is daar 'n confession dat daar is 'n creator. En deur daai confession weet jy dat deur hierdie creator was Jesus hier. En Jesus het gesterf vir jou, so ek moet worship om te sê dankie. Dit maak my so kwaad as mense inkom, of na die tyd sê, ek kon dit nie vandag voel nie. Dit klink vir my soos 'n jy probleem en nie 'n God probleem nie. Jy is daar om God te worship. Net soos jy vanaand hier ingeskakel het, is om die woord te kyk en te sien wat probeer God sê vir ons. Dit is vir 'n rede in hierdie boek, sodat ons kan sien, alles in hierdie boek het 'n doel. En ek praat van die Bybel, nie van iets anders. Alles in hierdie boek het 'n doel. Ons is meer gefokus op godsdiens as op verhoudings. Ons moet 'n one-on-one hê. Ons moet mekaar ken. Ons maak uit een liggaam, die liggaam van Christus.
En as ek die liggaam reg verstaan, kan hy eintlik nie eers staan, hulle bosvark, eintlik kan hy nie eers staan as die groot toon af is nie. En een van ons is die groot toon, een is dit, sonder daai ene, dis waar die verhouding inkom. Ons maak saam die liggaam van Christus en Jesus is die hoof van hierdie liggaam. En dit is waarop ons gefokus geword het, is op hierdie man-made structure wat ons noem kerk. En omdat ek nou kerk plant, is dit vir my hart bloei. En ek dink dis hoekom hierdie deurgekom het in my, toe ek besig was om voorbereiding toe. My hart bloei, want alles gaan oor data, geld en struktuur. Die data is, hoeveel mense kan jy baie vinnig volmaak in jou kerk, want as jy dit volmaak, gaan dit oorgaan, dan gaan jy baie geld maak, en dan kan jy 'n groter struktuur kry. Kyk, hulle vra nie eers meer vir jou as jy aansoek doen om gehelp te word om 'n kerk te plant, hulle vra nie eers meer vir jou, nou, hoeveel mense wil jy bereik nie? Hulle sê dadelik, okay, we must open a church of about 3,000 people. My logiese brein, dis dalk omdat ek nog 'n youngster pastor is, maar my rookie brein sê vir my, hoe gaan ek, een mens, 3,000 mense pastor, want hier sê ek nou, dit gaan nie oor godsdienst, dit gaan oor daai verhouding. Hoe pastor jy as jy moet 3,000 mense skapies na kyk? Okay, jy stel ander mense aan om jou te help, maar dis jou verantwoordelikheid, jy is die pa van jy is die herder. Dis hoe ek voel, soos ek gesê het in die begin. Jy vir my differ, ek verstaan. Ek dink dit kerk gaan oor ons is saam in hierdie ding. En hier kom die waarheid. Deur al hierdie bogenoemde lewe ons in ons eie gemak. As jy al hierdie dinge vat, as ons programme volmaak, as ons op geld fokus, en as ons kyk hoe lyk die kerk mooi is, en die seats is lekker, en hulle die lekkerste espresso koffiemasjiene, is ons in ons gemakzone. Nou hier kom die realiteit wat ons in die oë staar. Jesus is nie bang om jou comfort zone op te neek nie. That's plain Afrikaans. Nee, dit is nie, dit is gemengels. Maar Jesus is nie bang om jou comfort zone te vat en om op te vrommel en te sê, well, ek kan niks met hierdie doen nie. Dit is vir my interessant, dat ons verwag, Jesus bring altyd vrede. Ek gaan iewers heen, okay, met hierdie, hoor my net. Ons verwag, Jesus bring altyd vrede. Maar, net soos toe hy in die tempel ingekom het en alles omvergegooi het, tafels omgegooi het, imagine yourself het, en daar hardloop beeste en skape, en die duwe vlieg, en is geld wat hier rol, en daar vlieg tafels, en almal hardloop, en dit is chaos. Jesus is nie bang om hierdie comfort zone waarin jy lewe te kom, en net uit mekaar uit te slat nie. Want na dit, toe kom daar rustigheid. As Jesus nooit iets in jou lewe omvergegooi het nie, of omgekeer het nie, moet jy dalk jouself vra, of jy al werklik Jesus toegelaat het om in jou hart te werk. Want come on mense, moenie vir my sê, in jou comfort zone kan jy groei nie. In jou comfort zone is jy's daar in jou kokonnetjie, alles gaan wonderlik, môre staan ek op, ek doen dieselfde ding oor en oor en oor, en dit bly altyd dieselfde. Maar wanneer Jesus jou uit jou comfort zone uithaal, word daar die verwagting dat ek moet weer vertrou op God om nou te voorsien. En ek dink, wanneer ons in daai volgende seisoen in beweeg, waar God ons uit die comfort zone uitgehaal het, moet ons eintlik op ons knie gaan en sê, dankie Here, dat U my besig is om voor te berei vir hierdie volgende seisoen, al is dit hoe hard op hierdie oomblik, waardeur ek nou gaan, dat U besig is om alles uit mekaar uit te gooi. Onthou, ons bid in die oggende, Here, maak vir ons deure oop en toe, sodat ons U wil kan volg. Partykeer is daai deur wat hy in jou gesig toemaak, 'n deur wat jy baie graag wil deurgegaan het. En ek vat 'n voorbeeld, daar staan hierdie verskriklike mooi kar, jy het aansoek gedoen vir hom, en jy bid, Here, as dit U wil is, sal ek hierdie kar kry. Maar in jou hart is ek soek hierdie kar met alles in my hart.
En dan sê die bank, jy mag hom nie kry nie. En dadelik probeer jy alles in jou vermoë om hierdie kaart te kry. Nadat jy gebid het, Here, maak deure oop en toe, sodat u wil kan geskied. Dis hoe dom ons mens is. Ons bid, en dan wanneer die Here vergee op sy manier, is ons kwaad, want hy het dit nie gegee soos het ons het verwag het nie. Ons verwag, Here, maak die deure oop en toe. Dan gaan daar by elke deur wees, elke geleentheid gaan daar 'n sign bo wees wat sê, gaan hier in, moenie hier in gaan nie, die deur is oop, die deur is toe. Nee, die ding wat jou sal wegskram van God af, is die deur wat sal toegemaak word. En ek dink dis waar hierdie bandjie is, what would Jesus do? Ons moet verstaan dat Jesus worry nie oor materialistiese goed nie. God worry nie oor materialistiese goed nie. Die blessings wat hy gee is uit geleenthede uit, en ons verdien dit eintlik nie eers nie. Dit is genade. Dis 'n genade blessing. Jy kan nie deur goeie werk verwag God moet jou bless nie. As jy vir 'n ou langs die pad wat sukkel R20 gee, moenie nou verwag, ek het R20 gegee, die Here gaan my seën met nog nie. Nee, goeie dade is sharp, dit maak jou 'n goeie mens. En dit maak die persoon wat daar is, ons weet nie waardeur hy gaan nie, jy het Jesus liefde aan hom gewys, maar dit beteken nie nou het ek gegee, nou moet ek verwag nie. Nee. Geleenthede kom op, want ons bid. Deur oop, deur toe. En wanneer die deur toemaak wat ons baie graag wou oop gehad het, moet ons okay wees daarmee. Okay? Die liefde vir 'n huis verteer my, sê Jesus. Die liefde vir u huis verteer my. Soos, hy is so lief vir die Vader se huis, hy is so lief vir die tempel. Ons praat hier van Jesus. Hy is so lief vir die tempel van die Vader, sy pa se huis, dat dit verteer hom. Verteer is wanneer iets net begin opbreek. Kom ek sê julle wat sê die woordeboek van verteer, dat ons almal net op dieselfde bladsy is. Ek like om te sien wat sê die woordeboek. Om voedsel in die maag af te breek sodat dit deur die liggaam opgeneem kan word, om te verniel en te verwoes. Sommige kossoorte verteer makliker as ander. Die eienaar moes magteloos toekyk terwyl die vlamme sy huis en besittings verteer. Dit beteken dat die liefde wat hy het vir sy Vader verteer hom. Dit breek hom af. Dat hy is so lief, en ek dink ons het almal het al so iets gehad waar jy so lief vir iets dat dit actually maak jou seer. En ek praat nie van verhoudings, ek praat van, want ons praat nou van die tempel. Dat die Here Jesus is so lief vir hierdie tempel. Oh nee, die gaat ons ander rigting. Die Here Jesus is so lief vir hierdie tempel, want jy is 'n tempel. En die Heilige Gees bly binne die tempel. So die Jesus is so lief vir hierdie tempel, dat dit hom eintlik seer maak. Maar dit het hom seer gemaak, want hy moes op die kruis gegaan het. So dit verteer hom, dat hy letterlik op die kruis gaan verteer vir die tempel. Jesus se reaksie hier kom uit die liefde vir sy Vader. Ek het dit nou net gesê. Dit is belangrik. Jesus se woede was nie net 'n emosie nie, dit was 'n heilige ywer na God se eer. 'n Heilige ywer na God se eer. Soos ek in die begin gesê het, hy was nie net kwaad nie. Hierdie was regtig, julle maak iets seer wat nie moet seer gemaak word nie. So kom ons vra onsself hierdie vragies. Wat is jou passie op hierdie oomblik? Dadelik, die eerste ding wat in jou kop dink, as ek sê, wat is jou passie? Wat maak jou gelukkig? Wat maak jou wakker? En wat breek jou hart? Is ons passie vir Jesus, of is ons passie vir die tempel? Ons kerk, tradisies, nee, soos ek gesê het, alles wat ons doen, moet gefokus wees om almal wat ons ontmoet, te lei na Jesus toe. Maar ons het
sidetracked geword om tradisies te bou. Man, I hate traditions. Ons het sidetracked geraak. Man, daar is eintlik so baie, hallo Marlene, daar is so baie stupid tradisies in kerke, nee, soos tannie Saintjie moet daar sit. Dis 'n tradisie, sy sit daar al vandat sy 15 is, sy gaan al sit totdat sy 60 is. Waag jy jou siel as 'n nuwe mens in hierdie kerk om daar te gaan sit? Sy sal sommer opstaan en loop, sy sal nie eers terugkom kerk toe nie. Of tradisies waar ons beklei oor hoe word sekere dinge gedoen in kerke. Hierdie ene glo so, hierdie ene glo so, hierdie ene glo so. Man, daar is een Bybel. Daar is een manier. En is alles wat ons doen nie terugfokus na 'n siel na Jesus toe lei nie. Sit ons die pot mis. As jy in 'n kerk sit en jy is meer gefokus op die worship team wat vandag uiters swak is, en jy sê, ek kon nie hierdie worship hanteer nie. Ek kon nie worship nie. Ek weet, ek sing, en ek weet as iemand dalk vals sing, of daar's 'n gitaarnoot wat nie lekker is nie, dit sit jou af. Maar dit gaan nie oor jou worship nie. Dit gaan nie oor jou self nie. Dit gaan nie oor eie ek nie. Onthou, my wil is duiwel. Dit gaan oor worship. Die woord worship is gekoppel aan offer. En as ek jou vra, bring jou worship, sê ek eintlik, bring jou offer. Wat bring jy na die tafel toe? Nie hoe voel ek vanoggend nie, wat bring jy? Want ons bid, Here, ons lê dit by u voete neer. So wanneer ek my worship bring, wanneer ek my offer bring aan u, maak dit regtig saak oor die mense om my, of oor tradisies? As ons gefokus bly op tradisie, verloor ons die hart van Jesus. Het Jesus nie eintlik opgestaan teen die fariseërs wat vasgevang was in tradisie nie, so erg dat hulle die seun van God, en hulle het geweet hy is die seun van God, hulle het hom in die oë gekyk. Hulle het tot hom gesê, ons weet, ons weet u is die seun van God, want niemand anders kan hierdie wonderwerke doen nie. Dis nou uit die Dian weergawe van die Bybel, maar dis baie akkuraat, maar gaan lees dit vir jouself, dis daar in Markus, waar hy met Nikodemus praat. Het Nikodemus vir hom gesê, Nikodemus is eintlik in die aand gekom, want van sy status, hy kan nie gesien word saam met Jesus nie, het hulle gesit en gesels, en Nikodemus sê vir hom, Rabbi, ek weet, u is die seun van God, want niemand anders kan hierdie wonderwerke doen nie. So letterlik het hulle die seun van God in die oë gekyk en nog steeds vasgegryp aan tradisie, aan manier hoe hulle dit vir generation after generation gedoen het. En op die einde van die dag kon hulle nie hulle tradisie breek nie, en dis hoekom hulle gekies het om eerder die seun van God, wie hulle geweet het is die seun van God, te sê, wel, ons kan nie tradisie breek nie. So kom ons sit die seun van God op teen die kruis, sodat dit net stil gebly word, maar hulle het nie geweet wat kom, as hulle ons Jesus op daai kruis vassit nie. En ek dink jy moet jouself inpicture, want onthou, Jesus het geveg teen hulle, hy het eintlik vir die fariseërs gesê, ek het nie gekom vir julle nie, ek het gekom vir die gebrokens, hoor my hart hierso, hoor Jesus hart, ek het gekom vir die gebrokenes, want onthou, hy het gesit saam met mense wat niemand anders te mee wil dinge by gehad het nie, prostitute, tax collectors, shame man, arme Matthew was 'n tax collector, sy eie mense het op hom gespoeg, sy eie pa het hom weggegooi, en Jesus het hom gesê, volg my. En eintlik toe hy sê, ek vat my goed en ek gaan saam met u, toe sê sy centurion wat hom oppas, want arme Matthew was so bedreigd geweest, dat hy moes 'n centurion soldaat hê wat hom oppas, want sy eie mense het op hom gespoeg, sy pa het hom weggegooi, en toe Jesus sê, kom, toe los hy alles, en sy centurion sê, is jy mal, jy wil hierdie ou volg, jy ken hom nie, hy het nou net hier verbygeloop gesê, Matthew, volg my, en Matthew het net geweet, hy moet, maar hier is waar dit bykom, toe Jesus one-on-one teen die fariseërs gaan, en dit het gebeur hier, net na hierdie waar hy die hele tempel, het hy one-on-one met hulle gegaan, en hy sê vir hulle, eintlik spring ek nou na volgende week sinne toe, sê hy vir hulle, you bunch of serpents,
En hy het dit 'n paar keer vir hulle gesê, julle slange, kyk na die mense, lyk hierdie mense vir julle of gevoed, lyk hulle vir julle gesond, lyk eintlik basically wat hy sê, jy pastoor, lyk jou gemeente okay, of sit daar mense wat gebed nodig het, maar jy sit en tel jou geld. Dis basically wat hy vir die fariseërs gesê het, want as jy ook gaan kyk hoe lyk die fariseërs, hulle het hierdie mooi fancy klere, letterlik goud, wat in hulle klere ingewerk was, met hierdie mooi groot hoedens, hulle was fancy. Vandag se tyd, ry Mercedes, Porsches, 8 slaapkamer mansions, terwyl jou gemeente, jou skapies wat die Here aan jou toe vertrou het, sit en krepeer. Jy sit met duisende rande in die bank, maar daar's nie outreach opportunities nie, daar's nie geleenthede wat jy skep vir jou gemeentelede om mense te gaan bedien daar buite nie. You don't create it, want dit is maklik om net 'n Sondag pastoor te wees. Dit is baie maklik. Ja, ouens, ek gaan moeilikheid kry, maar is fyn. Die fariseërs was op daai punt, en die Sadduseërs is presies dieselfde. Hulle almal was vasgevang met hierdie boeye in tradisie. En al het hulle hierdie one-on-ones gehad met Jesus, kon hulle net nie die way insien hoe hy dit doen nie. Even toe Jesus sit by die tafel en die vrou kom net in en sy begin sy voete was. Toe spring die fariseërs op. Toe spring die fariseërs op en hulle soos, hoe kan jy toelaat dat hierdie vrou, eintlik dis presies, hierdie vrou, hierdie ding, hoe kan jy laat sy jou voete was? Jy wat sê jy's Rabbi, die seun van God. Hoe laat jy dit toe? En ek dink daar moes hulle gesien het, dat dit gaan nie oor status nie. Dit gaan nie oor wie jy is nie. Dit is die seun van God. En hy sê daar vir die fariseërs, hierdie vrou wys meer geloof, as dit jy in jou hele lewe ooit sou gewys het. Sy het soveel respek gehad vir Jesus. Meer. En dis presies, dit was daai traditions. Ek hang vas op die tradisies. Dit is asof ons moet weet dat solank as dit ons vasgevang is in tradition. En ek dink as jy soos ek is wat uit 'n vorige kerk uitkom, waar ek as 'n klein seentjie al gemold was om te lewe in hierdie tradisies van kerksisteme, dit is dan wanneer dit kom by, as jy Jesus regtig aanvaar, en Jesus lewe regtig in jou, begin jy dit sien vir wat dit is. Jy sien dinge raak van, kan nie glo, ek het geglo, dit is die regte manier nie, want die Bybel sê dit nie so nie. Hoekom doen hulle dit so? Want hulle is geleer deur hulle vaders, voorvaders, en so gaan hulle aan. En dit is net tot by, jy het dit ook, maar toe Jesus in my lewe inkom, toe begin ek die waarheid sien. En dinge maak sin op 'n ander vlak, as ek al ooit verstaan het. Ek kan ingaan op baie dinge, maar ek is nie eintlik nou lus vir moeilikheid nie. Ek dink ek sal klaar aan dit, maar okay. Die grootste verrassing wat ons het uit hierdie hele deel uit. Jesus, hierdie deel kom waar Jesus vir hulle sê, ek sal hierdie tempel opbou in 3 dae. En hulle sê dat dit 46 is, maar 46 jaar gevat om hierdie tempel te bou, en jy sê jy sal dit in 3 dae opbou. Jesus was hier eintlik besig om 'n prophecy te sê oor what's coming. My tempel, Jesus se tempel, gaan afgebreek word vir mens, en in 3 dae gaan hy opstaan. En dit sê verder in daai vers, dat eers na die opstanding, toe dink die disippels terug aan daai dag. En ek dink dit was half daai, kom ons imagine dit net, hulle almal sit, en hulle sit om die vuur. Kom ons vat dit sommer, ons imagine nou, hier is nie waar, nie ons imagine. Sit om die vuurtjie daar, buitekant, en iemand is besig om kossies te maak daar, en hulle praat so oor die journey saam met Jesus, en ewe skielik sê een van hulle, onthou julle daai dag toe Jesus ingestap het daar by die tempel en alles, en hy sê vir hulle, hy sal die tempel opbreek opbou in 3 dae, en almal lag vir hom.
Hy het opgestaan in 3 dae, julle. Ek dink toe daai aha oomblik, dat hy was besig om te praat oor sy liggaam. En toe, die Bybel sê daar, en toe glo hulle meer. Nee, daar is die verkeerde sê, dat ek weer uitkom. Maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het, nee man, nou is ek baie ver. Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink, hulle daaraan gedink, dat hy dit gesê het, en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Hoe hartseer is dit dat hulle toe eers geglo het, nee? Dat hulle moes terugdink. Maar ek dink is in ons lewens dieselfde. Ons beweeg so vinnig teen 'n pas, wat die wêreld gaan, wat baie vinnig is. En voordat ons oë uitvee, het ons vergeet wat het Jesus al vir ons gedoen. Want ons jaag so die volgende blessing, die volgende gebed wat gehoor moet word, dat ons vergeet waar ons vandaan kom. En ons kan eintlik dit so sien dat daar waar Jesus jou uitgehaal het, vergeet ons soms. En dan wanneer ons weer onthou word oor dit, is dit eintlik weer daai aha oomblik. Want ons is die tempel. Hoeveel keer word Levitikus in my kop vasgegooi van jy is die tempel, okay? Maar whatever. Hier sit Jesus en hier kom hulle net en hulle kry hierdie aha oomblik. En ek wens vir ons, ek bid eintlik vir ons, dat ons meer aha oomblikke sal hê, dat ons nie so gefokus sal wees vir die volgende blessing en die volgende blessing. Ons is eintlik vrate. Die Here gee en dan terwyl hy nog gee, begin ons al vir die volgende ding bid. Die blessing is nog nie eers heeltemal in ons sak nie. Ons het nog nie eers heeltemal die blessing ervaar nie, dan begin ons al bid vir die volgende blessing. Ons is so man, maklik ene, as dit warm is, dan bid ons vir die winter, en as dit winter is, bid ons vir die somer. Ons weet nie eintlik wat ons wil hê nie. En dis dieselfde, ons jaag hierdie blessing na blessing. En ek dink hierdie laaste deel is vir my eintlik so mooi, waar toe hulle net sit en terugdink. En ek dink hierdie is die uitroep wat ek vanaand het vir jou. As jy seer gekry het deur 'n kerk, onthou, dis 'n tradisie. Die kerk is mens, en die Bybel sê, mens sal jou altyd teleurstel, so hou jou vertroue op God. As 'n kerk jou ooit seer gemaak het, vra ek om verskoning van 'n kerkperspektief af. Maar ek wil ook vir jou sê, dat dit is nie Jesus se skuld nie. Dis mens. And let mens be mens, en gee honor and worship to Jesus. Jesus het vir jou gesterf op die kruis. Dit is nie sy skuld as iemand jou te nagekom het nie. Hy het die grootste prys betaal as gevolg van mens, vir mens. Hoe hartseer is dit? Dat as gevolg van mens is hy gekruisig, maar hy het dit tog gedoen vir mens. So hoekom moet ons ander mense bely sê, ek kan nie kerk toe gaan nie, want dit het hulle gedoen. Dit klink vir my soos 'n jy probleem, en nie 'n Jesus probleem nie. God is vir ons, nie teen ons nie, nee. En ek dink my bek is te toe, wanneer dit kom by hierdie dinge. Ek is gered deur Jesus. Daar was niemand anderste nie. Dit het dalk deur mens gekom, maar dit was Jesus liefde, wat deur 'n mens gewerk het om my te wys, wat is die pad. En tot vandag toe is ek dankbaar, dat Jesus 'n mens gebruik het om my te red. Waar sou ek gewees het, as Jesus nooit opgedaag het nie? Depressie sou my oorgevat het, ek sou 10-10 op antidepressante gewees het. Ek sou nie 'n goeie pappa kon wees nie, ek sou nie 'n goeie man kon wees nie.
Maar Jesus het gesê, my kind, jy is goed genoeg. Ek het reeds gesterf op die kruis vir jou. Ek weet mens het jou seer gemaak. Ek weet mens het jou familie seer gemaak. Ek weet as gevolg van keuses wat mens gemaak het vir jou lewe, is die pakkie kaarte nie wat jy wil hê nie. Maar kom ek wys jou my hart. Hoekom ek op die kruis gesterf het. Jy is waardevol. Jy is meer as 'n oorwinnaar. En van die grondlegging van die aarde af is daar reeds 'n plan vir jou. Solank as wat jou hart klop, is daar 'n purpose vir jou op hierdie aarde. Jy is nie van glas gemaak nie, so ons is gemaak om te val, ons is gemaak om seer te kry en ons is gemaak om weer op te staan. Hierdie wat die duiwel jou geleer het deur al die jare, is valse inligting wat in jou kop ingestoot is. Jy is nie 'n waste of space nie, jy is nie 'n ongeluk nie, jy is nie onbeplant nie. Jou ouers het jou dalk onbeplan, hulle het jou dalk nie beplan nie, maar die Here het jou reeds beplan vir 'n purpose. People stop focusing on tradisie en wat mens aan jou gedoen het, en begin weer die aandag kry op Jesus. Net soos hy Jesus verteer het oor die huis van sy Vader, moet ons eintlik half verteer vir die liefde wat Jesus en ons vir mekaar moet hê, die verhouding. En dit is wat kerk is. Verhouding. Dit gaan nie oor fancy ligte, fancy worship, beste koffie, beste... Ek kan nie eintlik alles sê nie, maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor broederskap. Want as ons moet kopie wat Jesus begin het hy die disippels begin. En dit is 'n groep mense wat baie lief is vir mekaar, wat wonderwerke gesien het, wat elke dag by mekaar was. 'n Community is eintlik die Engelse woord. Jesus sê eintlik in hierdie hele deel, om alles vir jou op te som, sê Jesus, julle dink, ons dink, die ontmoeting met God gebeur in 'n gebou. Jesus sê, ek sê vir julle, God ontmoet julle in my. Hoor mooi, ons dink ons gaan kerk toe, en ons ervaar iets, en dis God. Dis die Heilige Gees. Maar hier sê Jesus, julle sal God ervaar as julle in my is. En ons moet dit mooi opsom. Ja, kom ons som dit op. Ek weet ek nog baie tyd oor, maar vanaand maak ons dit so. Ja, kom ons som dit op. Toe Jesus gesterf het hy na 3 dae opgestaan. En hierdie gaan julle nog baie hoor by my. Sorry. Het hy in 3 dae opgestaan. Hy het vir 40 dae saam met sy disippels, vir wie hy baie lief was, gespandeer. Hy het tyd saam met hulle spandeer, eintlik net om daai laaste confirmation te gee dat ek is Jesus. Kyk, wat het ek gedoen? En hier is wat wag vir julle. En na 40 dae toe vaar hy op, na sy Vader toe, en hy het aan die regterhand van God gaan sit, om vir ons te intercede. Okay? Toe ontvang ons die Heilige Gees, en op daai dag, toe word die kerk gevorm. The body of Christ became a church. Ons het 'n kerk geword, 'n community. 124, 125, en toe ewe skielik 3000 mense wat hulle lewe vir Jesus gegee het, op een dag. That's a mega church, yes, I know. En die Heilige Gees was so kragtig gewees in Simon Petrus, dat daar waar hy loop en sy skade weer val op mense, het hulle gesond geraak. En nou wat ek vir jou sê is, die tempel was reeds afgebreek, en dit het in 3 dae opgebou geword. En ons lewe in Jesus. En wanneer ons in Jesus lewe, ontvang ons die Heilige Gees.
dan kry ons 'n opdrag. Wanneer jy die Heilige Gees ontvang het, verskoon my taal, kan jy nie meer shut up nie. Jy kan nie meer nie. Jy moet vertel wat Jesus vir jou gedoen het. Jy moet vertel wat het gebeur in jou lewe. Jy moet jou testimony gee. Jy moet sê, waar was jy? Hoor mooi, nie ek lewe nog in daai depressie nie. Waar was ek en hoe het Jesus my uit dit uitgevat en in hom is ek nou meer as 'n oorwinnaar. Dit help nie, jy sit nog steeds in jou verlede vas nie, want dan het jy nog nie daai bevryding gekry nie. Wanneer jy bevry is, word dit 'n testimony, want you wrote the test and you passed it, now it's a testimony. En dan uit dit uit kom Jesus en hy vul jou met die Heilige Gees en jy kan nie meer shut up nie. Jy vertel almal wat het Jesus vir jou gedoen. Onthou die vrou by die put, toe sy agtergekom het, of toe Jesus vir haar sê, ek het nog niemand gesê nie, maar ek sê nou vir jou, ek is die Messiah, en sy het hom nie geglo nie. Toe vertel hy haar van haar mans, en die een by wie jy is nou nie jou man nie, en toe besef sy, maar hierdie is regtig die Messiah. Wat het sy gedoen? Sy het nie daar gesit soos, o Here, dankie. Nee, sy het haar bak neergegooi. Dit wat jy saam met jou dra, elke dag, het sy neergegooi, en sy het gehardloop terug in die dorp in, want sy wil almal vertel. Sy het haar verlede, sy het haar daaglikse emmertjie wat jy dra met al jou nonsens in wat jy saam dra, het sy neergegooi. En sy het gesê, Jesus, kyk wat het jy gedoen. En hy het niks eintlik vir haar gedoen nie, nee. Hy het haar net vertel dat die tyd gaan kom, en die tyd het nou gekom, dat jy God gaan kan worship enige plek, solank as dit in truth and in spirit is. Truth and in spirit. Nie in ek wil dit voel nie, nee, in truth and in spirit. En toe sy dit hoor, want onthou, sy was nie welkom in die tempel nie. Haar tipe mens was nie welkom in die tempel nie. En hier sê die Messiah, toe sy dit besef, sê hy vir haar dat die tyd het nou gekom, dat jy die Here gaan kan praise and worship enige plek. Halleluja daarvoor. En sy het gehardloop, en die disciples het verbygekom, sy het verby hulle gehardloop, en sy het geskree, hy weet alles van my, en ek gaan almal vertel. Sy het hierdie excitement gehad, soos 'n kind wat nou net iets, 'n speelding gekry het, waarvoor hy gebid het, vir die hele Kersfees lang, hele jaar lang vir Kersfees. En sy het uit dit in die dorp gehardloop, en sy het almal gaan vertel. En gaan kyk na alles wat Jesus gedoen het vir almal. Daar het 'n vreugde na die tyd gekom. Hulle was happy. Jesus het 'n happiness in hulle ingesit. Ewen toe hy die ou gesê het, staan op en loop, daar was 'n happiness. Imagine net die ou vir wie hy sy oë laat kan sien het. Die happiness om uiteindelik te kan sien. Die ou wat deur die dak gekom het, wat verlam was, hy kon ewe skielik loop. Die enigste ou wie ek nie, grappie, die enigste ou wie ek dink nie so happy was nie, was Lazarus. Hy was reeds in die hemel en toe roep hulle hom terug. Hoorie, ons doen nie eintlik hierdie ding nie, maar Jesus roep jou terug, so jy moet aarde toe gaan. Sorry, nee, grappie. So die enigste een wat ek sê, kan nie baie happy wees nie, is Lazarus. Hy is uit die hemel uit teruggeroep aarde toe, shame. Maar okay. Elke een van julle wat vanaand gekies het om hier te wees, en dis 11 van julle, as al 11 môre iemand vertel van Jesus, is dit 22. En as hulle gaan en hulle vertel vir iemand vir Jesus, is dit nog 11 by. En as daai ook gaan vertel van Jesus, is dit nog 11 by. So ons staan nou al op 44 mense, né? Sien julle waar gaan ek, hoekom sê Matteus 28 vers 19, gaan uit en vertel. Want deur ons bly daar mense hoor van Jesus. En as jy 'n testimony het wat jy weet, die Here het jou deur diep waters gedra, en in daai diep waters het jy nie gedink, die Here is besig om iets aan jou te doen nie. Hy het jou ontmoet in jou situasie, en hy het jou gered in jou situasie.
en hy het jou gechampion in die situasie. Nie om die champion te wees nie, maar dat mense deur jou kan sien wie is die champion, en dis Jesus. Wat het ek in die begin gesê? Alles wat ons doen, moet terugwys na Jesus. Niks meer, niks minder. Die tempel was die plek van God se teenwoordigheid. Dit was. Jesus is die teenwoordigheid van God tussen mens. En ek wil eintlik daarmee afsluit. Ek gaan dit nog een keer sê. Die tempel was die plek van God se teenwoordigheid. En toe word Jesus die teenwoordigheid van God tussen mens. En net daar sluit ons af. En ek sê, as jy vanaand voel dat dinge in jou lewe loop nie soos jy wil hê dit moet loop nie, is die Here Jesus dalk besig om dinge vir jou te draai? Is hy besig om die oop deur oop te maak en die toe deur ook oop te maak? En hy is besig om jou iets te leer, sodat wanneer jy in jou nuwe seisoen instap, jy 'n beter version sal wees van jouself, sodat die Here Jesus se naam hoër en beter kan gehoor word. Mag ons lewens in hierdie week wat voor ons is, mense wat in aanraking met ons kom, wys dat daar is net een naam, die naam bo alle name, over power, over dominions, over governments, en daai naam is Jesus. Johannes 2 vers 13 tot 22 het nie net vir ons gewys hoe Jesus alles afbreek en weggooi nie. Hy het ons gewys dat wanneer afgebreek word, kan ons herstel verwag. Jesus moet eers jou mure afbreek, sodat hy jou kan herstel. Maar jy moet hom toelaat. Amen. Okay. Here Jesus, dankie dat U hier al weet ons dat dit was, U was op daai oomblik so kwaad toe U instap en U sien al hierdie dinge wat gebeur in U tempel. Here, en ek bid as ons in 'n situasie instap waar mense besig is om U naam van 'n grap te maak, of hulle is besig om U tempel sleg te sê, dat ons ook daai verteer in ons sal kry om te kan opstaan en te kan sê, hey, jy praat nie so nie. Kom reg. Here, gee ons die courage om die lig te kan wees vir die wêreld. Here, dat ons ook daai los lippe kan kry om nie te kan sharp oor U nie. Gee ons die boldness om vir mense in die publiek te kan bid, vir die mense in die publiek te kan vertel dat dit gaan oukei wees, en om die lig te wees, Here, waar die wêreld so donker is, en die bose elemente is so bedrywig met hulle dinge, dat ons die enigste lig baie keer in 'n mens se vertrek is. Die enigste lig wat daai ou dalk vir die hele dag raak sien. Bid ek dat ons sensitief sal wees vir die mense om ons, en sal weet dat elke een dra iets. Elke ene het 'n verlede en elke ene het pyn. Bid ek dat ons sal sensitief wees en deur dit lig te kan bring. Maar maak ons ook hard, dat ons harte nie seer kry nie, maar dat ons gefokus sal bly op U. Here, en as ons seer gekry het in die verlede as gevolg van tradisies, Here, bid ek dat U vanaand ons hart sal oopmaak, dat ons dit kan vergewe. Here, ek bid vir mense in hierdie chat wat dalk siek is, wat dalk mense verloor het, Here, ek bid vir kinders wat op die skool is, ek bid vir die eksamens, Here, ek bid vir mense wat môre moet ver ry, ek bid vir mense wat dalk die nuus gekry het van kanker. Ek bid dat U in elke huis teenwoordig sal wees. Heilige Gees, beweeg vrylik in hierdie huise. En ek bid ook dat U 'n ring van vuur sal plaas om hierdie gesin, om hierdie familie, the body of Christ, sodat niks en niemand ons sal buig nie. Here, ek bid vir die government, dat U hulle oë sal oopmaak, dat hulle kan nie ons cap nie, al probeer hulle.
Maar ek bid dat U die publiek se oë sal oopmaak, dat ons nie sal toelaat dat hierdie gebeur nie. Here, dankie vir 'n wonderlike aand. Dankie dat U my gebruik het. En ek sê baie, baie dankie. Ek loof en ek prys U vir alles. En ons vra hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar uit die kragtige naam, die Here Jesus alleen. Amen. Also. Tissues. Ek is jammer. Ek het so gestres oor vanaand en ek gaan net vir julle gou sê. Ek het eintlik vir my skoonma gesê ek is bang om vanaand se boodskap te bring, want wanneer jy praat oor geld, is daar altyd 'n kans dat jy gaan pak slaag kry. Maar dit was vroeër op my hart gelê dat in die week oor hierdie. En alwaaroor ek wil praat is dat alles moet gefokus word op Jesus. Ewen jou geld. As jy nie met 'n blygewende hart kan R100 gee nie, moet dit dan nie gee nie, want dan maak jy eintlik meer skade aan jouself. Alright. Ek het julle 5 minute gespaar hierdie vandag, nee? Ek kan vir julle lekker worship liedjie speel. Ek het eintlik 'n baie nice ene gekry. Ek moet net kyk. Hierdie ene was in my kop gewees voordat ons begin het. Hoor hierdie volgende deel. Dis vir my die gunsteling deel. Hoe ons moet wees en ek het gepreek daaroor. Hoor hom.
Hier kom hy, hoor hom. So mag ons hierdie week ingaan. Break my heart from what breaks yours. Daai maak my oë oop van die dinge wat ek nie kan sien. Breek my hart wat U sin sou gebreek het. Want hoekom? Deur dit word ons soos Jesus om die lig te wees vir die wêreld. Mag julle 'n ongelooflike awesome week hê. Gaan in hierdie week in met daai gedagte, Here breek my hart wat U sin breek. Julle moet almal 'n lekker aand hê en ek is lief vir julle almal. Julle is awesome, okay? Bye bye almal. Lief julle. Bye. O, wag, sorry. Onthou, Dinsdag aand biduur, Donderdag aand praise and worship en dan volgende Sondag aand weer selfde tyd 20:30 met almal. Kry ek julle hier op TikTok tot ons eendag ons eie gebou het. Is ons hier op TikTok 20:30 op 'n Dinsdag, 'n Donderdag en 'n Sondag. En wanneer ons eie gebou het, kan ek nie wag om julle hande vas te hou en saam te bid nie. Ek kan nie wag vir daai dag nie. Ek bid verskriklik hard vir daai dag. Lekker slaap julle.